Goeiedag en baie welkom by vandag se digitale boodskap. Dis vir my baie lekker om vandag saam met julle hierso te wees. Ek wil net eers vir julle sê, so die digitale boodskap wat ek vandag doen, is die diens wat ek laasweek gedoen het. En die digitale boodskap van laasweek is weer die diens wat Henry hierdie week doen. En die rede daarvoor is hy was siek en ons het vir mekaar ingestaan. Maar ek het net gedink is nodig om vir julle dit te sê, want die boodskap wat ek vandag doen was my aandienspreek gewees en ons doen 'n reeks oor die 7 gemeentes in Klein-Asië. En vandag is ons by Smyrna en alhoewel julle nie deur die hele reeks saam met ons gaan nie, nooi ons julle nog steeds uit om saam op reis te gaan deur al 7 gemeentes in Klein-Asië. Maar vandag is dit my wonderlike voorreg om julle almal te groet in die naam van God die Vader, in die naam van God die Seun en in die naam van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Liewe Here, baie dankie dat ons weer op hierdie manier by mekaar kan kom. Dit is so 'n groot voorreg. Here, kom wees saam met ons deur die woord wat ons gaan lees, kom breek dit vir ons oop en kom maak ons ontvanklik vir dit wat U vir ons wil kom sê deur U Gees. Kom raak ons harte aan. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. So op skool, gaan ek sommer nou begin met 'n vraag. Op skool het ek 'n paar sterk waardes gehad. En hierdie sterk waardes was my non-negotiables gewees. Dit was ononderhandelbaar gewees, maar daar was party van hulle wat sterker ononderhandelbaar was as ander. So wanneer ek in sekere situasies vir kontekste gekom het, dan het ek van hulle dalk so klein bietjie die grense gedruk en gekyk hoe naby kan ek kom om dit wat ek nie wil doen nie te doen. En ek besef toe, ek het eintlik vir my 'n klomp grense gestel en ek het die grense versterk en verslap soos dit ek maar aangegaan het. En as ons mooi daaroor dink, is dit eintlik maar min of meer wat ons met sonde doen. Wat vir my sonde is nie noodwendig vir jou sonde nie, maar dit verander niks aan sonde nie, en dit beteken ons is dan op nogals 'n gevaarlike plek. Maar die punt is, ons stel vir ons 'n klomp grense waarmee ons gemaklik is. So, ek jok byvoorbeeld, maar ek oordeel die persoon wat steel. Nou steel ek, maar ek oordeel die persoon wat verneek. Nou verneek ek, maar ek oordeel die persoon wat verslaaf is aan iets. So lank as wat daar 'n sonde is wat erger is as die een wat ek doen, dan regverdig ek die sonde waarmee ek besig is, want ek is gemaklik met daardie sonde, en ons almal het gewoontes en wat ons in die stilte doen, en besluite wat ons neem, wat ons op 'n manier regverdig, en ons ignoreer dit, want dit is myne. Dit is waarmee ek gemaklik is, en omdat ek die grense gestel het. Maar as iemand ons grense oorskry, dan wys ons vingers, want ons is nie gemaklik met daai sonde nie. Ons pleit vir vergifnis met dieselfde mond as wat ons vra, as wat ons ander mense oordeel. En vandag gaan ons iets daaroor raak sien in Openbaring 2 vers 8 tot 11, waar daar geskryf word aan die gemeente van Smyrna, en ons tema gaan wees deur die vuur. En die laaste tyd wil ek ook net noem, selfs in hierdie week voel ek dat daar 'n groot connectedness is in verskillende plekke. Dat dit heeltyd hierdie selfde temas is wat opkom, en dit is lyding en vervolging, en dat ons daardeur moet volhard. Nou, ek het 'n metafoor gesien oor 'n kers wat 'n simbool is van die vuur, wel dit is vuur, en die metafoor gaan so dat as ek iets in hierdie vuur druk, sê nou maar, ek druk hierdie die kant wat nie aansteek nie, druk hom in die vuur, hy steek aan, vat dalk 'n bietjie langer, kan lank brand, kan kort brand, en as ek die ander kant indruk, dan gebeur daar iets anders. Amper soos 'n klein ontploffing, en hierdie gedeelte, kyk, daar gaan hy nou dood, so nou is my eksperiment in sy kanon in. Die punt van die saak is, daar is 'n paar dinge, wat as ons
op 'n sekere manier oor hierdie vuur dink, die vuur bly dieselfde. Daar's 'n paar dinge wat ons in hierdie vlam kan druk, en dieselfde ding gaan nie elke keer met daardie ding gebeur nie. As ek 'n papiertjie hier indruk, gaan hy dadelik opvrummel en smelt, 'n sweetspapiertjie. As ek 'n stukkie papier of 'n stukkie karton hier indruk, gaan hy ook in die brand steek, maar hy gaan dalk bietjie smeel. As ek 'n stuk staal hier indruk, gaan daar dalk niks met hom gebeur en as ek hom lank genoeg hou, gaan hy dalk so 'n bietjie anders vorm, maar dan kan ek hom op 'n ander manier vorm. En die vraag wat ons sommer vir mekaar vra is, as jy deur die vuur moet gaan, wat sal die vuur met jou maak? So maak hierdie dood. En kom ons lees dan nou ons teks saam, Openbaring 2 vers 8 tot 11. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Smyrna. So sê die eerste en die laaste wat dood was en weer lewend geword het. Ek ken julle verdrukking en julle armoede en tog is julle ryk. Ek weet ook van die kwaadstokery van die mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar tot die sinagoge van die Satan behoort. Moenie bang wees vir wat julle alles gaan ly nie. Kyk, die duiwel gaan party van julle in die tronk laat gooi, sodat julle in beproewing sal kom, en julle sal 10 dae lank baie swaar kry. Bly getrou tot die dood toe. Ek sal julle die lewe as kroon gee. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Die wat die oorwinning behaal, sal beslis nie deur die tweede dood getref word nie. So Smyrna was een van die rykste en die mooiste stede in Klein-Asië. Klein-Asië ken ons vandag as Turkye en Smyrna spesifiek as Izmir of Izmir. Maar hierdie stad was baie gehoorsaam en loyaal aan die stad van Rome en hulle het ook 'n groot verering gehad vir die keiser. En dit beteken dat die Christene wat gesê het Jesus is Here, het in botsing gekom met die wat gesê het Caesar is Lord. So hierso is 'n botsing en dit veroorsaak iets. En ek gaan later, of ek gaan eindig met 1 Petrus 1, wat ons so 2 weke terug gelees het, en dan gaan ons sien hoe hierdie dinge eintlik by mekaar kom en hoeveel ooreenkomste hierso is. Maar hierdie brief word spesifiek geskryf vir 'n klein en 'n arm en 'n vervolgde gemeente. En wat interessant is dat die briewe wat geskryf word vir hierdie gemeentes, almal het toegang gehad tot mekaar se briewe. So almal het by mekaar geleer en dit laat ons sommer so 'n klein bietjie dink aan ons konteks ook hier oor hoe ons almal by mekaar kan leer, maar ook aan daai kernwaardes. Wat is regtig belangrik? Wat het hulle van mekaar geleer? Wat het hulle gevat? Wat het hulle gelos? Het hulle mekaar dalk geoordeel? Dis dalk 'n vraag wat ons vir mekaar kan vra. Maar hier kom nou die interessante ding. Hierdie dorpie was sosiaal uitgesluit. Maar hulle was so geestelik ryk gewees, maar hulle het nie veel gehad nie. So hierdie brief word geskryf om mense te versterk terwyl hulle deur die druk, terwyl hulle onder druk is. Om te wys dat God hulle wel sien, dat God in beheer is en dat die volharding waardeur hulle moet gaan nie verniet is nie. Maar dit laat ons sommer dink, ons sal vandag sê dat iemand vat die moral high ground, of iemand staan op, dit word dalk bietjie partykeer as negatief gesien, maar as iemand opstaan vir iets wat hulle voel reg is, dan wat gebeur? Hulle word uitgesluit uit 'n sosiale kring. Mense dink, ag man, hierdie ou is sommer weird, hoekom wil hy nou dit sê, hoekom moet alles altyd daaroor gaan? Hulle word uitgesluit uit die sosiale kring, en dit is eintlik wat hier ook gebeur. En as ons na die eerste vers kyk, Jesus word dadelik voorgestel, die eerste en die laaste wat dood was, wat weer lewend geword het. Jesus is die ewige, die eerste en die laaste, en hy is ook die een wat die oorwinnaar is uit die dood. Wat baie belangrik is hier, is dat hy besig is om met mense te praat, wat op so 'n manier vervolg word, dat hulle dalk doodgemaak gaan word vir hulle geloof. En ek het so rukkie terug, het ek die wonderlike geleentheid gehad om oor see te gaan, en ek het 'n lang layover gehad in Istanbul, en dit was in die tyd van Ramadan, en ek dog toe sommer by myself, ek weet nie of Christene vervolg word daar nie, maar ek glo daarom seker nie, en ek weet ek is nou baie oor dramaties, maar ek vra toe vir myself die vraag, as iemand daar vir my, en ek weet Christene word vervolg, en iemand moet vir my die vraag vra, is jy 'n Christen, wat gaan ek sê? Ek word 'n bietjie gekonfronteer daarmee en ek raak te ongemaklik want ek besef toe
dat die antwoord is nie altyd so maklik nie. As iemand my byvoorbeeld in Mosselbaai, vir almal van ons in Mosselbaai vra, en ek stap hier so in die strate, is jy 'n Christen? Dan gaan ek sê, ja, met my hele hart, en ek gaan uit volle bors soos om ek sal dit skree. Ek gee glad nie om nie. Maar in 'n ander konteks, wonder ek dalk wel, dalk moet ek nee sê, want die Here sal my daarbey beskerm, maar toe dink ek ook, wat is alles wat ons hier het? Is dit meer as die ewige lewe, wat as ek Jesus dalk gaan verraai, of gaan sê, ek ken hom nie? Is ek regtig nog bang daarvoor? En dan kom vers 9, en hy kom lê dan nou juist klem op die armoede en die rykdom, die dinge van die wêreld en die dinge van die Here. Nou, as iemand baie ryk is, beteken dit nie noodwendig hulle het nie die Here nie, en iemand wat baie arm is, beteken nie noodwendig hulle het die Here nie. Dit gaan oor hoe ons daaroor dink, hoe ons dink oor die sonde, dit wat vir my en vir jou, wat ons in die begin oor gepraat het, die vuur bly vuur, sonde bly sonde, armoede bly armoede, rykdom bly rykdom, maar waar soek ons die Here in ons lewe? In vers 10 word hierdie mense ook baie sterk aangemoedig. Die duiwel gaan party van julle in die tronk gooi. En ons hou vandag nie eintlik baie van woorde wat vrees spreek nie, en ek het vir myself gewonder, het ek regtig die vrees nog om regtig gehoorsaam te wees, om my op so 'n manier voor te berei, dat wanneer ek deur die vuur gaan, dat ek nie op sal vrommels soos 'n klein plastiek papiertjie nie. Nou so rukkie terug was ek, of nee, eintlik 'n jaar terug was ek op 'n graad 4 tot 6 kamp gewees, en die seuns is verskriklik stout daar. En dit reën buite, en ek sê te vir hulle, luister, so vat julle gaan julle slaap, as julle nie nou stil bly nie, gaan julle slaapsakke vat en buite in die reën gaan slaap. En hulle cheer, jee, en hulle raak opgewonde, en ek dink toe, okay, as julle nie nou stil bly nie, gaan julle om en om in hierdie gebou hardloop in die reën, totdat julle nie meer kan nie. En jee, cheer hulle alweer. En ek dog toe, hulle is nie bang nie. Dalk dink hulle, ek gaan dit nie regtig doen nie, dalk is hulle net regtig nie bang nie, want hulle dink dit is nie so erg nie. En ek het toe gewonder, ek wat nie gehoorsaam is nie, ek wat dalk dink, as iemand my vra, as ek 'n Christen, en ek sê nee, dink dalk, ag, maar dit is nie so erg nie, daarom kan ek nog lewe. En ek wonder toe nogals, vrees ek dit regtig? Maar vir hierdie mense in Smyrna was die vrees 'n werklikheid gewees, maar daar word ook vir hulle gesê, die lyding wat julle nou ervaar is beperk, net 10 dae. En die lyding wat hulle gaan ervaar is nie buite God se beheer nie. Maar hier is 'n roeping vir die mense wat sê, moet nie bang wees nie, bly getrou. Jesus sê, hy sal jou die kroon van die lewe gee, en die kroon beteken oorwinning. Nie die kroon van 'n koning wat verhewe is, en wat almal soos die keiser vereer of wat ook al nie, maar die wenner se krans. En nou die vraag wat ons in die begin gevra het, wat ek nou al 'n paar keer gevra het, as ons deur die vuur gaan, wat is ek? Plastiek, papier of staal? Wat toegelaat word, dat ek gevorm word deur die Here, of vrommel ek op? Vers 11 sê, wie oorwin, sal geen skade ly van die tweede dood nie. Die eerste dood, wat verwys na die fisiese dood, terwyl die tweede dood, verwys na die ewige oordeel. Jy mag dalk in jou lewe alles verloor het, maar die ding wat ons nie kan verloor nie, is ons ewige lewe. Ongeveer 150 jaar na Christus was daar 'n man met die naam Polycarp. En daar was vir hom gevra, hy was 'n bekende martelaar gewees en ook 'n biskop in Smyrna. Maar daar was vir hom 'n vraag gevra om Jesus te verloon. En sy antwoord is toe, 86 jaar lank het ek hom gedien. Hoe kan ek my koning verloon? En hierdie martelaar Polycarp is toe in die vuur gegooi en hy is verbrand. Letterlik in die vuur gegooi om te verbrand. Maar hierdie vuur het hom nie gebrand nie. Hy is dood, maar hy lewe. Hy lewe in die ewigheid. God ken ons vuur. Al is dit vir ons moeilik om te glo. Ons lyding, ons oordeel, dit wat ons dalk graag wil verbrand, hy ken dit want Jesus is self daardeur. Net omdat daar vuur in jou lewe is, beteken dit ook nie alles wat in jou lewe is verkeerd en sleg nie. Ek meen, Polycarp en mense in Smyrna was nie verkeerd gewees nie, maar hulle het nog steeds vuur ervaar. Die vuur is tydelik. Daar word vir ons versekering gegee, die vuur is tydelik. God laat jou nie vir ewig deur die vuur of deur die lyding gaan nie. En ons hoofdoel in die lewe is nie om noodwendig om uit die vuur te kom nie, maar getrou te bly
in die vuur. Die beloning is groter as die vuur. En ek lees nou vir ons 1 Petrus 3 waar ons sien hoe al hierdie dinge eintlik by mekaar kom. 1 Petrus 1 vers 3 tot 7. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis, dit wat nooit sal verbygaan nie, wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word jy ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie beproef gemaak word deur allerlei beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eerwaardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. En die vraag wat ons mekaar weer vra, as die vuur jou sou brand en jy dink aan jou lewe, waar ons nou is, as ons dalk dink aan ons naweek wat verby is, hoe het ek myself voorberei as ek maandag dalk deur die vuur sou gaan? Vorm die vuur jou en maak jou beter, of smelt die vuur jou net so vinnig, soos dit mense 'n stukkie plastiek of papier ingooi, of brand hy jou dalk stadig uit? Kom ons bid saam. Liewe Here, baie dankie vir hierdie boodskap, dat U vir ons kom wys dat U ons leiding ken. U is saam met ons in die vuur. U kom moedig ons aan om te volhard in die vuur. Want Here, dit wat ons eendag by U gaan ervaar en ontvang is soveel beter. Here, help ons om wanneer dit goed gaan met ons lofprysings te sing. Help ons om nooit skaam te wees vir ons geloof nie, om altyd op te staan vir dit waarin ons werklik glo reg is. Maar Here, wanneer ons deur moeilike tye en beproewing gaan, help ons om daardeur te volhard en U te gaan soek in die lyding en die moeilike tye. Dat ons weet dat U is daar, U ken ons pyn, U is nie verwyder van ons pyn nie. U kom sê selfs vir ons wanneer ons twyfel om na U toe te kom. Here, kom raak ons harte aan, kom maak ons sterk, wanneer ons deur die lyding gaan. Ons vervolging is dalk nie vandag meer dieselfde nie. Maar Here, ons word vandag met ander dinge beproef, en ander dinge kom oor ons pad, waar ons geloof dalk tweede gekies word. Help ons om sterk te staan in die vuur. Kom help ons, o Here. Ons bid dit in die groot en heilige naam. Amen.